Goeienaand en welkom vanuit 'n bibberkoue Johannesburg. Ja, goeienaand van my kant ook. Terwyl Suid-Afrika steeds sy standpunt ten opsigte van Rusland verdedig, probeer Oekraïners lewens herbou. Die onrus in Diepsloot noord van Johannesburg duur voort te midde van 'n besoek deur Hoëkoppe. En die Proteas hoop op nog 'n oorwinning na die eerste dag van die tweede toets teen Bangladesh op St. George's Park in Gqeberha. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Dr. Naledi Pandor, sê die land gaan nie polities verstrengel raak in die voortsleepende Oekraïense-Russiese oorlog nie. Pandor het Suid-Afrika se onpartydige en onafhanklike posisie in Pretoria benadruk. Dit volg nadat die land sy stem weerhou het tydens 'n Verenigde Nasies stemming om Rusland uit die Menseregteraad te skors. En die land se nommer 1 diplomaat het Suid-Afrika se posisie teenoor die voortsleepende Oekraïne-Rusland-konflik verdedig. Pandor sê die gebrek aan gebalanseerde bewyse voor die VN-besluit is problematies. Sy sê gesprekvoering, mediasie en diplomatie moet ook 'n kans in die konflik kry. We continue to stress as South Africa that dialogue, mediation and diplomacy is the only path to end the conflict. And we noted yesterday in the explanation of vote that many member states are increasingly joining this view. Die minister sê daar is goeie redes hoekom Suid-Afrika sy stem met die Rusland-skorsing weerhou het. We have been clear that we adopt an independent view as to how we vote. We cannot be directed by anyone as to how we should vote on behalf of South Africa. Die impak van westerse sanksies word in Rusland gevoel. You can go to Yekaterinburg or you can go to St. Petersburg. Life goes on as normal. But immediately after 24th February, when the sanctions kicked in, the whole diplomatic missions got affected. Because remember, the transfer of our funds, mission funds, are through SWIFT. Minister Pandor sê Suid-Afrika is gereed om te help met die vredesproses in Oekraïne en vra vir 'n einde aan die vyhandigheid. Nog sanksies is teen Rusland ingestel nadat NAVO-lidlande Rusland uit die Veiligheidsraad geskort het. Intussen het Japan die voorbeeld van ander G7-lidlande gevolg en aangekondig dat hy geen steenkool meer van Rusland gaan invoer nie. Minstens 39 mense is dood en 87 beseer toe 2 vuurpyle 'n spoorwegstasie in die stad Kramatorsk getref het. Die Oekraïense owerheid sê van die slagoffers in die aanval was kinders. Oekraïne sê duisende vlugtelinge was op die stasie tydens die aanval, wat volgens kommentators 'n doelbewuste aanval deur Rusland was. Die gouverneur van Kramatorsk, Pavlo Karalenko, het 'n foto gepubliseer wat verskeie liggame wys wat op die grond langs hoop tasse en ander bagasie lê. Hy het egter nie die foto's gepubliseer wat volgens hom die tipe wapens wys wat in die aanval gebruik is nie. Volgens Karalenko dui die tipe missiel wat gebruik is daarop dat burgerlikes geteken word. Die Russiese departement van verdediging sê egter die missiele wat die stasie getref het, word slegs deur Oekraïne se militêre magte gebruik en dat Rusland se gewapende magte nie Kramatorsk geteken het nie. Intussen probeer inwoners van Oekraïense dorpies hul lewens hervat te midde van totale verwoesting van hulle huise en infrastruktuur. In die strate van Adrivka het inwoners ongebruikte ammunisie in kiste gevind wat Russiese soldate agtergelaat het nadat die Oekraïense weermag beheer teruggeneem het. Hulle het die dade gepleeg wat ondenkbaar is. Hulle het alles gesteel. Hulle het alles afgebreek. Hulle het alles saam met hulle gevat. Hulle het mense gedreig. Hulle het mense geskiet. Hulle het selfs mense geskiet. En dit is die waarheid. Ook in Yahidne, noord van Kiev, probeer inwoners sin maak uit die chaos wat die Russiese besetters agtergelaat het. Teen die muur van 'n skoolkelder waar meer as 300 mense vir weke geskuil het, is die name van diegene wat gesterf het uitgekerf. Helena Tolashina, 'n raadslid van die dorp, kon beswaarlik haar emosies beteel terwyl sy na die lys gekyk het. Aan die linkerkant van die deur is die 7 name van mense wat glo deur Russiese soldate vermoor is en aan die regterkant is 10 name wat volgens haar weens die haaglike toestande in die kelder gesterf het. Die ou man het eers gesterf.
Hy het in die groot vertrek gesterf. Положить и закопать, а рядом была... Sy sê Musaika se lijk het vir dae in die ketelkamer gelê en is inderdaad begrawe toe die massiele reën vir 'n rukkie stil was. Die laaste slagoffer wie se naam op die muur aangebring is Nadia Batchenko, wat op 28 Maart gesterf het, 2 dae voordat Russiese soldate onttrek het. Die inwoners sê hulle is op 5 Maart in die kelder ingedwing en sou die volgende 25 dae daar deurbring. Oekraïne en Human Rights Watch hou vol daar is bewyse van oorlogsmisdade nadat massagrafte in dorpe soos Bucha en Butazyn gevind is, maar die Kremlin sê sy soldate teiken nie burgerlik is nie. In Mpumalanga is een van die 2 verdagtes in die roof- en aanrandingssaak van die wêreldbekende Ndebele-kunstenaar Esther Mahlangu op R3000 borgtog vrygelaat. Die Mduchana Landroshof het die 32-jarige Jan Mlemani Kwati Masilela vrygelaat. Sy medebeskuldigde Simon Ganchiskosana sal egter in aanhouding bly tot sy tweede borgtog aansoek op 20 April. Die 87-jarige Mahlangu is verlede maand in haar huis aangeval en van 'n onbekende bedrag geld en 'n vuurwapen beroof. Inwoners van die Moyetai-dorpie buite Giyani in Limpopo sê onwettige mynbedrywighede in die gebied neem toe weens die rompslomp om die ewel aan te meld. Hulle sê Zamazamas grou loopgrawe op landerye en weivelde in hulle soeke na goud. Die valke sê dit blyk asof 'n onwettige syndikaat met duur en gesofistikeerde mynboutoerusting in die gebied bedrywig is. Die valke het verlede week 17 onwettige mynwerkers by die Lulekani Township in Palaborwa vasgekeer. Ons gaan voort. Die ministers van polisie, Bekkie Cele en buitelandse sake, Dr. Aaron Motsoaledi, het Diepsloot noord van Johannesburg besoek. Cele is terug vir opvolggesprekke na die gemeenskap vroeër die week by die Diepsloot polisiestasie betoog het oor die hoë vlakke van misdaad in die gebied. 'n Zimbabwese burger, Elvis Nyati, is ook die week in Diepsloot vermoor, toe 'n groep onbekende mense aangedring het om sy paspoort te sien. Landsburgers het teenoor Cele gekla oor die groeiende groep ongedokumenteerde buitelandse burgers in die gebied. Terwyl Cele met die gemeenskap agter toe deure vergader het, het die EFF vir Elvis Nyati se weduwee gaan besoek. Nyati is glo uit sy huis gesleep, gestenig en aan die brand gesteek, na hy vir sy paspoort gevra is. We are not saying the people of Diepsloot are illegitimate for saying there's a problem of crime in Diepsloot. We can agree with them. There's a problem of crime all over South Africa, in each and every township. There's murder every single day. And it must come to an end. But that crime cannot be attributed to foreign nationals primarily as the primary enemy of our people. It's not true. It's not scientific. It's not based on statistical data. You are aware that some say no border at all. Some say we are one country, the whole continent is one country. Others say close the borders, even oxygen must not come in. So there were those differences. But eventually the border management authority is there. Die minister van buitelandse sake, wat die minister van polisie na Diepsloot vergesel het kom luister wat sy departement kan doen om die veelvuldige probleem te takel. The stories here which they are not telling you are horror stories. Because they were safer in a meeting where there was no media. They were able to talk openly. These people here are not angry about foreign nationals. They are angry about the thuggery that is going here. And they say it's been done by Zimbabweans. And the words that are being told, that your government is stupid, you are stupid people, your government is stupid, we will never do what we are doing here, we are never allowed to do it in Zimbabwe. Die minister van polisie moet ook midde alles aandag gee aan gedragsprobleme in eie geleedere. I don't know why they would go beyond and want a body part to be defined and all, but they have a right to collect you and then the onus is on you to prove that indeed you are documented. Cele het benadruk dat die gemeenskap 'n belangrike komponent van misdaadvoorkoming is. And we are very sure, until everybody agrees, until the members of the community and their structures agree that the situation is stabilized, we are going to stay here.
Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie hou 'n verhoor by Nysna op die tuinroete na aanleiding van 'n aantal klagtes deur gemeenskappe oor die beweerde brutaliteit van wetstoepassers, polisielede en veiligheidsmaatskappye. Tydens die provinsiale verhoor kan klaers en diegene wat voorleggings maak, hulle ervarings deel voor die kommissie aanbevelings maak. Die verhoor spruit uit 2 onlangse voorvalle in Nysna. In September 2020 het die munisipaliteit die rooi mure na Honley gestuur om onwettige strukture af te breek. Die gemeenskap het teruggeveg en 'n aantal mense is in die onluste beseer, insluitend 'n persoon wat sy oog verloor het nadat hy deur 'n rubberkoel getref is. Miskien moet ek ook die rooi end bedank. Want as hy insident nie gebeur het nie, sou die gemeenskap miskien nie so by mekaar gestaan het nie. Maar die gemeenskap is nou 'n eenheid, die gemeenskap staan saam en hulle sê hulle sal dit nooit ooit weer toelaat nie. Hulle sê oor hulle dooie liggams. En ek sê self ook, oor my dooie liggaam sal ons weer toelaat dat die red ends mense se huise afbreek in ons gemeenskap. Die Nysna munisipaliteit erken dat hy meer inligting moes verkry het voordat hy die rooi mure ingestuur het. Daar is ook gehoor dat die polisie nie altyd ingelig word oor beplande uitsettings wat gewoonlik hand uitdruk nie en moet gevolglik die onluste probeer kalmeer. Nog 'n voorval hou verband met die rooi mure wat hawelose mense in die middedorp verwyder het. Hulle beweer hulle is aangerand. Die munisipaliteit sê hulle beplan om 'n skuiling te skep waar hawelose mense ook vaardighede aangeleer sal word wat hulle in staat sal stel om werk te kry. Ons wil soos ek gesê het, die waarde van ons mense, ons ook die probleme van werkloosheid aanspreek en ander tipe sosiale probleme wat mense deurmaak. Ons weet dat hawelose mense gaan deur unieke probleme en soos een sielkundige gesê het, jy is net een betaling weg van die strate. So dit kan met enige iemand gebeur en ons moet verseker maak dat ons omgee vir mense sodat ons 'n veilige plek vir hulle kan skep. Die kommissie sê hy het kennis geneem van 'n sistemiese kwessie in die wyse waarop wetstoepassers en private veiligheidsmaatskappye optree tydens uitsettings en interaksies met hawelose mense in die provinsie. Ons het hierdie verhoor geroep om die mense wat gekla het by ons bymekaar te bring en ook toen weer daar gekla word om hulle ook bymekaar te bring, na almal te luister sodat ons 'n onafhanklike assessment kan maak en sodoende dan 'n verslag uitbring en 'n verslag wat ons dan met almal sal deel en daarna ook natuurlik sal ons finale verslag uitbring wat ons rekomendasies gaan gee vir hoe ons hierdie klagtes opgelos het. Die kommissie beplan om 'n soortgelyke verhoor binnekort in Kaapstad te hou. Tanya Krause, SAK nuus, Nysna. Die minister van vervoer, Fikile Mbalula, sê koppe sal rol oor onvoltooide padprojekte in die Vrystaat. Mbalula sê 'n forensiese ondersoek sal gedoen word om vas te stel waarom die Mangaung snelbus vervoerprojek ook nog nie begin is nie. Mbalula het met belanghebbendes in die vervoersektor in Bloemfontein vergader in afwagting op die presidensiële imbizo die naweek. Die Mangaung geïntegreerde openbare vervoernetwerkprojek sukkel om af te skop. Verskeie paaie is onvoltooid en 'n nagmerrie vir motoriste. Die regering het 2 miljard rand in die projek belê. Mbalula sê die pryse is opgeblaas en het beloof om diegene aan die pen te laat ry wat hulle self verryk het met staatsfondse. The blatant corruption, arrogant corruption just happened like that and there are no consequences. The time to moan and to lament is over. We've got to take action. Our people, when they voted for us, they did not vote for us to promote corruption. They want these services. These buses will get on the road. But those who are responsible for corruption, they must wear the orange overalls. It has affected us daily, but of course, we must remember that this project, it's all about being better off. The municipality as one of critical stakeholders here, they don't even respect us as they should. They always call us when they need us, when they need something to comply with. Mbalula sê die meeste klagtes oor swak paaie kom van die Vrystaat met sommige paaie wat vir jare onder konstruksie is. In a city like Bloemfontein, I mean, it's not the bigger city, but you can't have a pothole in the middle of the city for 2 years. And nobody does anything about it. What does it say about our governance?
Mbalula het 'n streng waarskuwing aan die Mangaung Metro gerig dat sy befondsing gesny kan word indien die busprojek nie teen Junie operasioneel is nie. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag laer gesluit. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Kommoditeitspryse was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei hoofsaaklik gedaal. Witmielies is R18 per ton goedkoper, koring R321 per ton en sonneblom met R36 per ton. Soja het met R182 per ton gestyg.